Hallo julle, ek hoop dit gaan sommer baie goed met elkeen van julle, van waar ook al julle vandag inskakel. Mag jy jou tyd saam met my sommer baie geniet vandag. Ek groet jou dan graag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wie van julle weet wat hierdie is? Weet julle dalk wat 'n mens hiermee maak? Ja, julle is reg. Dis 'n vergrootglas. As ek nou deur die vergrootglas kyk, wow! Jou oog lyk soos 'n rugbybal. Ag nee, wat, moenie worry nie. Ek spot sommer net. 'n Vergrootglas help ons om beter te fokus, om iets mooi groter te laat lyk en dat ons sommer dit dan duideliker kan sien. En weet julle wat? Gebed is soos 'n vergrootglas vir jou hart. Dit help jou om regtig te sien wie God is en wat hy doen en hoe jy moet leef. Maar voordat ons vandag se Bybelgedeelte saam lees en daaroor saamdink, kom ons sing eers 'n paar liedjies saam. Onthou, wanneer ons sing, aanbid ons die Here, so luister mooi na die woorde van die liedjies en sê dit ook in jou hart saam. Ek gee alles vir U, want U sal magtig. U sal magtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Ek gee alles vir U, want U sal magtig. U sal magtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Minder van myself, meer van 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 U. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so.
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Kom ons bid gou saam. Here Jesus, dankie dat ons vandag saam hier kan wees. Help ons om stil te word in ons harte. Maak ons ore oop om te luister en ons harte oop om te verstaan. Help ons om vandag meer van U te leer en nader aan U te groei. Amen. Nou, luister mooi na vandag se storie. Ons storie wat ons vandag saam lees, kom uit 'n baie spesiale tyd toe Jesus op aarde was. Jesus het pas begin om mense te leer in 'n plek met die naam Galilea. En eendag loop hy so teen 'n berg op en hy begin die mense leer. Hierdie groot preek noem ons die bergrede van Jesus. Baie mense sit rondom hom tydens hierdie preek. Dit is amper soos 'n groot buiteklas. En Jesus sê basies vir hulle: ek gaan julle leer hoe God se kinders regtig moet leef. En dit was nogal 'n groot oomblik. 'n Oomblik wat al voorheen ook min of meer so in die Bybel gebeur het, want lank terug het iemand anders ook op 'n berg gestaan en vir die volk gesê hoe hulle moet leef en wat hulle moet doen. Weet julle dalk van wie ek praat? Natuurlik praat ek van Moses op berg Sinai toe hy die 10 gebooie gekry het. Maar nou kom Jesus en hy sê: ek gaan julle wys wat God se hart regtig is en wat hy wil hê. Kom ons lees hierdie gedeelte saam uit die 83 vertaling. Dis uit Matteus 6 vanaf vers 5 tot 15. Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Jesus leer ons in hierdie gedeelte hoe om te bid. Want party mense in daardie tyd het gebid om te wys, kyk hoe goed is ek. En ander het weer baie woorde gebruik, amper soos 'n WhatsApp voice note van 10 minute lank. Maar Jesus sê, nee, gebed is nie 'n show nie. Dis net 'n gesprek met God. En toe gee hy vir hulle 'n baie spesiale gebed, hierdie Onse Vader. Kom ons breek gou hierdie gebed in stukkies op soos wat mense met 'n chocolate doen. Die eerste stukkie is die U-bedes. Hier fokus ons op God. Eerstens, laat U naam geheilig word. God, U is spesiaal. Laat U koninkryk kom. God help die wêreld om beter en mooier te wees. Laat U wil geskied. God help my om reg te doen. Sien julle, ons begin nie by onsself nie, ons begin by God. Die tweede stukkie is die ons-bedes. Nou vra ons, gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons vra vir God om vir ons te gee wat ons nodig het. Ons vra vir God om ons te vergewe,
God, ek het verkeerd gedoen. Soos ons ook ander vergewe. En dis moeilik, selfs daardie maatjie wat jou gunsteling potlood gegaps het. En dan ook, bewaar ons van die bose. God, help my om nie die verkeerde dinge te doen nie. Nou hier is iets baie belangrik waaroor ons moet dink. Gebed verander jou en my. Jesus se plan was nog altyd nie net om mense te sê wat reg is nie, maar om hulle harte te verander. En dis hoekom hy gekom het aarde toe, om ons nader aan God te bring en om ons te leer leef soos kinders van God. En eendag sou hy self sy lewe gee, sodat ons vergewe kan word. Maar hier, op die berg waar Jesus is, begin hy al om mense se harte te verander, deur gebed. Kom ek vra julle gou so. Moet 'n mens 'n vergrootglas gebruik om te kan sien of jy 'n kind van God is? Nee, definitief nie. Nou, hoe kan 'n mens dit dan sien? Hulle kan dit sien deur hoe jy praat, hoe jy optree, die goedjies wat jy doen, en hoe jy ander mense liefhet en behandel. Gebed help jou om te leef soos wat God wil hê ons moet leef. So, wat onthou ons uit vandag se storie? Gebed is soos 'n lens. Dit help ons om te fokus op God. Dit verander ons harte. Dit help ons leef soos God se kinders. En onthou, God soek nie fancy of verskriklik baie woorde nie. Hy soek net 'n opregte hart. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons met U kan praat deur gebed. Help ons om op U te fokus, selfs al raak dinge besig rondom ons. Help ons om rustig te word en tyd saam met U te spandeer. Help ons om te leef soos U kinders. Amen. Maats, ek wil julle graag uitdaag om hierdie Onse Vader gebed te gaan memoriseer, sodat jy hierdie woorde van Jesus vir ewig in jou hart saam met jou kan ronddra. Tot volgende keer, maats.